ek het die voorreg om met, kan jy hom sien nie, dis die blomme deur, om met dokter, pastoor, geliefde Chris Marks getrou te wees, en as julle nou nog nie weet dat ons is besig met doen daai ding nie, dan is julle ten minste op ons Facebook, so asseblief tog, jy gaan sien, jy het 'n pragtige maatjietjie gekry vandag waarop sê dankie vir die teenwoordigheid van Dr. Chris en Betty Marks af 55 en nou gaan ek daai ding doen. Ek gaan nou ook nou sommer net so uit die hart uitpraat. Ek wil ook 'n paar wonderlike kwaliteite van my geliefde voorhou en dit is nou in geen spesifieke volgorde nie. Eerstens is dit vir my 'n voorreg en ek het al gesê ek dink dit gaan dalk eendag teen my tel dat ek met Chris Marks getroud was, want jy weet ek gaan nie kan sê ek het nie geweet nie. Want as ek baie keer onskuldig een vraagie vra, dan sit ek in 'n 2 ure lesing en dis goed. Ek vat dit. Dis kennis dat ek sê Here maak my soos 'n spons dat ek alles kan onthou wat hy vra dan vra. Dis dan die Maar baie van sy kwaliteite wat ek aan nie wil voorhou is die een dat hy is ongelooflik gefokus. Ek het min mense in my lewe gesien wat so gefokus kan voortgaan. En soms sê hy vir my, hy voel dis 'n straf, want dan gebeur ander dinge wat hy ook dalk aan moes aandag gegee het, maar hierdie ding wat hy nou in sy kop het, vat nou al die aandag. En dan gaan sit hy baie keer daar in sy stoel en as hy nou uiteindelik weer daar opstaan en sê ek vir hom, right, wat is nou die wonderlike idee wat ons nou weer gaan begin en net voordat ons hier na toe gekom het, sê hy vir my, man, ek dink ons moet so en so en so en so maak. Dit kom net sommer so uit. En hy's 'n verskriklike liefdevolle mens. Hoekom lag jy? Die sakke stilte hoor. Ek het al net gekyk of een van die dames is wat gaan sê amen sê. Dan was ek op 'n begrafnis. Hulle is bang om te sê amen, dan gaan ek hulle slaan. Hy's 'n verskriklike liefdevolle mens. Elke oggend as ons wakker word, dan vertel hy vir my hoe lief hy my het. En dit is vir my regtig 'n groot voorreg. En dan is daar 'n eienskap en soos pastoor Dion het nou gesê, miskien is dit 'n minder goeie ene, ek weet nie. Wil ek net eers noem dat ons het ook, of hy eintlik het ook so 'n toets deurgegaan waar hulle kyk wat is jou goeie punte en jou minder goeie punte en so aan. En toe sy uitslae terugkom en dit was 'n hele paar pastore wat daaraan deelgeneem het. Toe sê sy uitslae, die vrou wat dit geëksamineer het, sê ek het in my lewe nog nooit so iemand geëksamineer nie. Al 4/4 van sy brein is voluit aan die gang. Hy is 100% op elke ding. Daar is nie iets wat hy nie kan doen nie. En as hy sy mind op iets gaan sit, gaan hy dit kan doen. En ek is vandag die getuie daarvan. As hy besluit het, hy gaan iets doen, dan doen hy dit. So ek wil sê vandag, hy's 'n man van 'n plan. En as hy 'n ding sê, dan sal hy dit hê. 'n paar voorbeelde daarvan is toe hy op die ouderdom van, ek dink ongeveer 21, 22, aansoek doen by 'n sekere kerk om as pastoor in die werk van die Here uit te gaan. Toe sê die hoof, hy dink nie hy moet nou nie, hy moet eers bietjie wag. En hy draai om en hy sê vir hulle, indien ek dan nie vir die Here kan werk nie, gaan ek korporatief 'n fenominale sukses maak en julle sal dit sien. En hy het dit gedoen. Hy was op 31 die CEO van 'n maatskappy met 26 entiteite onder hom wat miljoene rande per maand geswaai het. En dit het onder andere ingesluit klerefabrieke, voerkraalbeeste, hekke wyd nie. Eiendomsontwikkeling, eiendomsspekulasie, 26 entiteite, ek gaan nie almal nou vir u opnoem nie. Hy het tot met doodskiste ingevoer en gespekuleer. En hy het 'n fenominale sukses daarvan gemaak, maar hy het nie die groot roeping van sy lewe op daardie stadium gevolg nie. En toe my en sy paie na 26 jaar weer kruis, toe bel hy my eendag en ek is onskuldig, ja, die dag moes ek nie geantwoord het. En ek antwoord en ek sê, hallo my liefling, hy sê, ek wil dit jou eendag sê. Ons sit op daai stadium met 1400 km van mekaar of ons vry oor die telefoon. Hy sê, ek wil jou net eendag sê, as ek en jy ons kragte saamspan, gaan ons die helse hokke skat. En ons het. Prys die Here. En eendag toe sit ons in 'n diens waar Everal se vader pastoor Ernst van Rooyen is en my skoonouers is ook daai oggend in die diens. En Ernst staan op en hy sê ek wil vanmôre een ding
graag sê. Hy sê, ek wil vir Otto en Petro Marx dankie sê dat hulle Chris Marx vir ons gegee het. En ek wil ook vandag sê, dankie pa en ma, dat julle Chris Marx vir my gegee het. Dankie Here, dat U hom vir ons gegee het, dat ons hom kan geniet en kan waardeer. En die een eienskap wat ek by hom aanleer daagliks, is die Onse Vader wat sê, vergewe ons skulde, soos wat ons skuldenaars vergewe. Ek het in my hele lewe van 52 jaar nog nooit iemand gesien wat onvoorwaardelik vergewe en aanstaan, soos Chris Marx nie. En dit weet ek gaan maak dat hy voor my die hemel gaan uitstaan. Ons is lief vir jou en ons waardeer jou. Jy is die beste ding wat ooit met my kon gebeur het.